Goeiemôre almal. Kan julle my hoor? Dankie, dis 'n voorreg om weer hier te wees vanoggend. Charlotte het niks voor die tyd gesê nie, maar dit het julle ander ligte. So my sonbrille moes saamgebring het vir die. Maar dit lyk baie mooi en dit werk baie goed. Kom ons sit so en dan word ons stil. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat hy geskep het. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons sing nou die baie bekende lied 205. Ons gaan nou net verse 1 en 3 sing, né? En dit klink so: bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, vir liefde, genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verlostes kan staan. Verse 1 en 3 van lied 205. Ons gaan vanoggend uit die Bybel saam lees uit Jeremia 32. In die nuwe 2020 vertaling van my is dit op bladsy 835 in die Bybel. Voordat ons dit lees, kom ons sit so en dan bid ons saam. Here, ons is vanoggend by mekaar as lede van die kerk, lede van die gemeente, maar ook lede van die groter Christelike kerk, die gemeenskap van Christus. Die gemeenskap van die heiliges, soos ons geloofsbelijdenis dit uitdruk.
Here, ons is hier omdat U in die eerste plek vir ons liefgehad het, omdat U 'n God is van liefde en barmhartigheid, en wat dwars deur die Bybel, Ou en Nuwe Testament duidelik gemaak het, dat U met mense 'n verhouding wil hê. Dat U naby aan mense wil wees en wil lewe. En Here, daarom vra ons dat U deur die Gees U woord vir ons sal oopsluit. Here, elkeen van ons kom uit ander omstandighede, uit ander ervaringswêrelde, kom ons almal na dieselfde teks. Baie van ons, of met baie van ons gaan dit dalk slegter, met ander van ons gaan dit beter, of gaan dit selfs baie goed. Maar ons kom almal uit die verskillende ervarings, en ons verwagting is dat U deur hierdie teks, hierdie antieke woord, dat U vir ons iets sal sê. En dit vra ons, Here, in die naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. Jeremia 32 vers 1. Dit is die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het in die 10de regeringsjaar van Sedekia, koning van Juda. Dit was die 18de regeringsjaar van koning Nebukadreser. Die leer van die koning van Babylonië was toe besig om Jerusalem te beleer. Die profeet Jeremia was ingeperk in die binnehof van die wagte se kwartiere, wat in die koninklike paleis van Juda was, want koning Sedekia van Juda het hom daar ingeperk deur te sê, waarom hou jy aan profeteer en sê, so sê die Here, kyk, ek gaan hierdie stad oorgee in die hand van die koning van Babylonië. Hy sal dit inneem, en Sedekia, koning van Juda, sal nie vrykom uit die hand van die Galdeërs nie, maar sal beslis oorgegee word in die hand van die koning van Babylonië. En hy sal van aangesig tot aangesig met hom praat, en hom in die oë moet kyk, en hy sal Sedekia na Babel neem, en hy sal daar bly, totdat ek die Here aan hom aandag gee. Is die uitspraak van die Here. As julle teen die Galdeërs veg, sal julle nie sukses behaal nie. Jeremia het gesê, die woord van die Here het tot my gekom, kyk, Hanamel, seun van jou oom Salom, is op pad na jou toe om te sê, koop vir my, of koop vir jou my stuk grond, wat in Anatoot is, want jy het die reg om dit te koop, volgens die verlosreg. Hanamel, seun van my oom, het toe ooreengekom, het toe ooreenkomstig die woord van die Here na my toe gekom, in die binnehof van die wagte se kwartiere, en vir my gesê, koop asseblief my stuk grond, wat in Anatoot, in die grondgebied van Benjamin is, want die besitreg en die loskoopreg behoort aan jou. Koop dit vir jou. Ek het toe geweet dat dit die woord van die Here was, en ek het die stuk grond wat in Anatoot is by Hanamel, seun van my oom, gekoop. Ek het die silwer vir hom afgeweeg, 17 sikkel silwer. Ek het die koopbrief uitgeskryf, dit verseël en deur getuies laat bevestig, en die silwer op 'n weegskaal afgeweeg. Toe het ek die koopkontrak geneem, die verseelde een volgens voorskrif en wetlike bepalings, en ook in oop afskrif, en die koopkontrak vir Baruk seun van Neria, seun van Magsia gegee, in die teenwoordigheid van Hanamel, seun van my oom, en van die getuies wat die koopkontrak onderteken het, en van al die Judeërs wat daar in die binnehof van die wagte se kwartiere gesit het. Ek het Baruk in hulle teenwoordigheid opdrag gegee, so sê die Here, Heerser oor alle magte, die koning van Israel, neem hierdie briewe, hierdie koopkontrak, die verseelde een en die oop afskrif, en plaas dit in 'n erdekruik, sodat dit vir 'n lang tyd behoue bly. Want so sê die Here, Heerser oor alle magte, die God van Israel, daar sal weer huise, landerye en wingerde in hierdie land gekoop word. Ek lees net tot sover. Nou, in die Ou Testament is daar 3 groot profeteboeke. Jesaja, Jeremia en Jesegiel. Ons noem hulle die 3 groot profeteboeke omdat dit lang boeke is. Jesaja 66 hoofstukke, dink Jeremia is 52, Jesegiel is ook in die 50 of net onder die 50 daarom. So
Die teks wat ek nou net ook gelees het, moet ek ook sê, is volgens in die algemene leesrooster voorgeskryf. So dit word in baie kerke vandag reg oor die wêreld gelees. En in die eerste paar verse van die teks wat ons gelees het, leer ken ons 3 historiese karakters. Jeremia natuurlik, dan Sedekia en dan Nebukadneser of Nebukadreser, soos wat hy hier genoem word. En ek dink om te verstaan wat gebeur en waar Jeremia homself bevind, moet ek net eers iets vir julle oor hierdie 3 karakters sê, dat julle net kan verstaan wat hier aangaan, want die teks is nogal 'n mond vol. Die maklikste karakter is Nebukadreser. Hy is, soos ons eenvoudig sê, hy is die vark in die verhaal. Hy is die slegte ou in die storie. Hy is die koning van Babylonië, en hy is besig om Jerusalem te beleer, met ander woorde, die stad is omsingel, en ons weet dat hy gaan uiteindelik die stad inneem, en die stad vernietig. Wie was Sedekia? Wel, Sedekia was die laaste koning van Juda. Hy is op hierdie stadium nog die koning van Juda, of eintlik moet mens sê net die koning van Jerusalem, want die res van Juda is al tot niet, en dit is net die stad Jerusalem wat oor is, die res het die Babyloniërs reeds oorgeneem. Ja, en soos vanoggend se teks, daar die eerste paar woorde dit duidelik stel, is Sedekia se dae getel. Hy gaan uiteindelik die laaste koning van Juda en Jerusalem wees. En die hartseer van Sedekia se lewe is dat hy is eintlik deur Nebukadreser aangestel. En ek wil vinnig net vir julle ook hierdie stuk geskiedenis vertel, dis so die laaste 20 jaar van die koninkryk van Juda, of sou 'n mens kon sê van die koningshuis van Dawid, want al die konings was afstammelinge van Dawid. As 'n mens, ons bevind onsself basies in die jaar 578 voor Christus, en onthou nou, ons tel nou agteruit, so as ek nou verder terug gaan, dan word die getalle al hoe meer. Sedekia was die seun van Josia, en Josia was een van die beste konings wat Juda ooit gehad het. Die Bybel is baie positief oor Josia, en ek wil al sê die Bybel is amper meer positief oor Josia as wat dit ooit oor Dawid was. Die Bybel beskryf Josia as 'n koning wat na die Here gedraai het met sy hele hart, met al sy krag en met sy hele siel. Of ander volgorde, hart, siel en al sy krag. En dis daai selfde woorde wat in Deuteronomium 6 gebruik word om te sê hoe ons vir God moet lief hê. Maar 20 jaar voor vanoggend se gebeure, min of meer die jaar 609 voor Christus, maak Josia 'n fout. En hy gaan soek moeilikheid met Farao Neko, dis die Egiptiese koning wat deur Juda getrek het. Hy het nog die Assiriërs gaan help, en die Babyloniërs was in opstand, dit was 'n ingewikkelde storie. En Josia gaan soek moeilikheid met die Farao, en die Farao maak vir Josia dood. En dit is die einde van die goeie koning Josia. Die Farao stel 'n seun van Josia aan, Jehoiakim, en hy regeer oor Juda, en hy word baie gou 'n onderdaan, 'n vasaal noem mens dit, van die Babyloniërs. En in die jaar 597 voor Christus besluit Jehoiakim, ja, hy kom met die blink idee vorendag om te rebelleer teen die Babyloniërs. En hy hou op om belasting te betaal, en hy verklaar sy onafhanklikheid, en die Babyloniërs kom vir hulle. Nebukadreser maak sy weermag bymekaar, sy leer bymekaar, en hy trek op na Jerusalem toe. En voordat hy daar kan aankom, gaan Jehoiakim dood. Klink asof die volk homself doodmaak. Sy seun Jehoiachin word aangestel, en hy regeer vir 'n paar maande, maar wanneer die Babyloniese koning daar aankom, dan gee hy oor aan die Babyloniese koning, en hy en duisende ander mense word in ballingskap weggevoer. En dit is die eerste vlaag ballinge wat weggevoer word. Een van hulle onder andere is 'n priester met die naam Jesegiel. En dit is hy wat natuurlik later in Babylon begin profeteer, en dit is sy werk wat een van die groot profeteboeke word. En Nebukadreser stel dan vir Sedekia, 'n ander seun van Josia, met ander woorde 'n oom van die laaste van die vorige koning aan, en hy regeer oor Juda. En in die jaar 597 voor Christus kom hy ook met die blink idee vorendag
om te rebelleer teen die Babyloniërs. Nou, julle hoor my sarkasme en dit is soos as jy terugkyk op hierdie stuk geskiedenis, dan kan jy jou indink, hoekom het hulle sulke stupid goed gedoen nie? Hoekom, hulle kan mos sien, daar's nie 'n manier om teen die Babyloniërs op te staan nie, en hierdie keer kom Nebukadreser weer, die stad word beleer, en dit is waar vanoggend se teks dan nou afspeel, met die stad wat omsingel is deur hierdie leer van die Babyloniese koning. Wie was Jeremia? Wel, Jeremia was 'n profeet, ook uit 'n priesterlike familie, en hy het al die goed beleef. Hy het die goeie koning Josia beleef, hy was baie positief oor Josia se hervormings, want Josia het 'n klomp goed verander, maar hy het ook al hierdie idiotiese kinders van Josia beleef, Jehoiakim, Sedekia, en hy moes deur al hulle dwaasheid, moes hy as profeet optree. En Jeremia was altyd baie duidelik, dat hulle kan nie teen die Babyloniërs opstaan nie, hulle moet eenvoudig oorgee aan die Babyloniërs. Dit is die beste manier om uit die moeilikheid uit te kom. En Sedekia, soos ons in vanoggend se teks gehoor het nie gehou van wat Jeremia vir hom sê nie, en daarom het hy vir Jeremia daar in die tronk in die paleis basies gesit. En dit moet ons verstaan van antieke konings, dit is seker ook waar van moderne diktators. Hulle het van profete gehou as profete vir hulle gesê het wat hulle graag wil hoor. Hulle het gehou van ja-broers. Maar as profete vir hulle die waarheid vertel het en vir hulle gesê het wat hulle nie wil hoor nie, dan was die profete in die moeilikheid. Selfs Dawid het daardie ervaring met Nathan gehad. So, as 'n mens jou nou self in Jeremia as profeet se omstandighede kan indink, hierdie donker laaste paar dekades van die koninkryk van Juda, dan kan 'n mens jou ook voorstel dat die woorde in die boek van Jeremia oor die algemeen maar donker was. En nou vra ek om verskoning, Charlotte het net vir my vertel, die vorige 2 preke het ook maar gegaan oor 'n soort woestyntyd, en nou vanoggend se teks voel dit vir my as julle nou nog steeds in dieselfde woestyntyd. Maar Jeremia, die boek, as jy die eerste 25 hoofstukke is baie donker, want dit vertel van al die goed wat Juda verkeerd gedoen het, dit vertel van God se gebrokenheid, en dit vertel van God se oordeel wat uiteindelik vir hulle gaan kom, en Jeremia kla oor al die ander goed waaroor die profete altyd gekla het. Daar's sosiale ongeregtigheid, daar's die onderdrukking van armes en weerloses, daar's korrupsie, op 'n manier klink dit ook soos ons eie land, en dan bly die mense nie getrou aan die aanbidding van Jahwe nie. Hulle aanbid ander gode, en dis een ding wat Josia goed gedoen het in sy hervormings, hy het almal weer gefokus op die aanbidding van Jahwe. So die eerste 25 hoofstukke van Jeremia is donker, die tweede helfte verander bietjie, maar daar is 4 hoofstukke in die boek van Jeremia, hoofstukke 30 tot 33, en dit word die boek van hoop genoem. En vanoggend se teks, wat ons vanoggend gelees het, kom ook uit hierdie boek van hoop. Hierdie 4 hoofstukke in Jeremia, wat uitstaan bo die res, en wat vorentoe begin kyk, en wat baie hoopvol is. Nou, wat vanoggend se teks baie vreemd is, en dit moet ek ook vir julle probeer verduidelik, is die Here sê vir Jeremia, maar jou oom se seun, wat ons nou vandag seker jou neef sal noem, hy gaan na jou toe kom, en hy gaan hierdie stuk grond, hierdie stuk land, wat in Anatoot is, aan jou verkoop. Waar is Anatoot? Anatoot was so 4-5 kilometer noord-noordoos van Jerusalem, so dis nie ver nie, en dit is die plek waar Jeremia groot geword het. Toe Salomo destyds koning geword het, was daar 2 priesters, en die een het hom ondersteun, en die ander een het sy broer ondersteun, ek dink die ander se naam was Abiatar, en hy verband toe hierdie priester na Anatot, en sy familie, en Jeremia was 'n afstammeling van daardie familie in Anatot. Nou, ons weet nie hoe Hanamel in die stad ingekom het nie, dalk kon 'n mens nog in en uit, of dalk was hy reeds in die stad. En dalk het hy eenvoudig net geld nodig gehad, want die kos in die stad het natuurlik al hoe minder geword, soos wat die Babyloniërs die stad beleer het. En volgens destyds se besitreg, omdat Jeremia 'n nabye familielid was van Hanamel, en as hy dan sy land wou verkoop,
moes hy dit eers aan naby familielede verkoop het, en Jeremia het soort van die eerste opsie gehad om hierdie land te verkoop, of te koop. En die teks is ongelooflik. Jeremia koop die stuk land, en julle het gehoor al die detail oor, hy het hierdie koopkontrak opgestel. Ek wonder, hier is seker nie 'n prokureur vanoggend nie, maar dis soos 'n antieke weergawe. Ons almal weet wat 'n titelakte is, daai ding wat sê hierdie huis is in jou naam, en dan staan dit, ek het voor die klerk van die hof verskyn namens hierdie mense, en dan die eiendom word vir hierdie persoon aan daai persoon oorgedra, en as daar nog 'n verband is, word dit ook daar genoem en alles. En wat ons vanoggend lees is 'n antieke weergawe daarvan. Dis hierdie twee afskrifte, die een word verseël, en dan sê die Here dat dit moet in 'n erde, in 'n kleipot, moet dit verseël word en bewaar word. En ons weet dat hulle in die antieke wêreld tekste so in erdekruike bewaar het. By Qumran het ons honderde van dit gekry, en baie van die tekste 2000 jaar so oorleef. So dit was 'n goeie manier om tekste te bewaar. Maar julle hoor dat hierdie hele regsproses word in detail beskryf, en baie geleerdes stem saam, dit gaan hier oor baie meer as net 'n regsproses. Dit is 'n soort simboliese handeling. Dat deur hierdie goed so in detail te doen en te beskryf, wil Jeremia meer sê as net dat hy hierdie stuk land gekoop het. En Jeremia in die boek voer baie sulke simboliese handelinge uit, wat hy baie keer gebruik om half sy woorde op 'n konkrete manier uit te beeld. In Jeremia 18 vertel hy gaan na die pottebakker toe, en hy sien hoe die pottebakker werk, en die pottebakker maak hierdie klei, en dan wil hy sê nou maar 'n pot of 'n ding maak, maar dan is dit 'n mislukking. En dan gooi die pottebakker net die klei weer saam, en hy begin van voor af. En dan mens kry die idee dat eintlik is dit al 'n metaforiese taal vir, dit is hoe God met Juda gaan werk. God het met Juda iets probeer doen, maar dit het misluk, en nou gaan hy voorbegin. Hy gaan die goed weer bymekaar gooi, en hy gaan van voor af begin. Net in die volgende hoofstuk, dan sê die Here vir hom, hy moet vir hom 'n erdekruik gaan koop, 'n splinternuwe erdekruik. En dan gaan hy na die owerstes van die stad, die oudstes van die stad, en dan spreek hy die oordeel uitspraak oor hulle, en vers 7 stel dit baie kras. Ek sal Juda en Jerusalem se planne op hierdie plek verydel. Ek sal hulle deur die swaard voor hulle vyande laat val, en deur die hand van die wat hulle lewens soek. Ek sal hulle lyke as voedsel gee vir die voëls van die hemel en die diere van die aarde. Dit is verskriklike donker woorde, maar dan om dit nog erger te maak, nadat hy die woorde uitgespreek het, vat hy die kruik en hy kap dit stukke. So, julle hoor dat hy spreek woorde uit, en om dan meer gewig aan die woorde te gee, gaan dit saam met hierdie simboliese handelinge. Dramatiese effek. Al Jeremia se ander tekens in die boek is donker. Dit gaan oor oordeel. Maar op vanoggend se teks is die simboliese handeling wat hier uitgevoer word, is dit 'n positiewe beeld. Dit vertel nie van donker nuus nie, dit vertel van hoop wat in die toekoms op ons wag. Jeremia koop grond, en daardie antieke titelakte, dit word 'n teken van hoop. Die stad is omsingel deur die Babiloniërs. Die einde is in sig. Maar skielik sien Jeremia dat ander kan die vernietiging. Ander kan dit, gaan die lewe weer aangaan. En gaan daar weer nuwe hoop wees. Die een inleiding tot die Ou Testament wat beskryf Jeremia se karakter so baie mooi. Hy sê, it would have been in the character of Jeremiah to preach doom when everybody else was clinging to hope, but to entertain hope when everyone else was in a state of despair. Jeremia is soos 'n tipiese profeet, stroom op. Wanneer ander dink daar is hoop, dan dink hy oordeel is op pad. En wanneer ander dink die einde is hier, dis nou verby, dan sien Jeremia, maar daar is hoop.
Daar is 'n nuwe begin, ander kant, hierdie einde. Die eienaardigste van vanoggend se teks is Jeremia koop 'n stuk grond wat hy nooit sal bewoon nie. Nooit op sal werk nie. 'n Paar hoofstukke later lees ons dat die stad is, daar was die Babyloniërs het vir 'n kort tydjie teruggetrek en mense kon nou net uit die stad gaan en dan gaan Jeremia na Anatot toe om na die stuk grond te gaan kyk, maar dan moet hy weer terugkom in die stad. En uiteindelik loop Jeremia se storie so dat hy vlug op die eind saam met 'n klomp mense na Egipte toe, lank 'n hele paar jaar na die val van Jerusalem. So hy sou nooit die grond bewerk nie. Maar hy doen hierdie koopkontrak om te wys dat ander kan die donker gaan daar weer huise en landerye en wingerde gekoop word. Ander kan dit alles gaan daar weer geboer word. Ander kan die vernietiging is daar weer lewe. Nou, ek moet eerlik wees, ek het nou die teks in die leesrooster gekry en aanvanklik het ek gedink ek moet daaroor preek. Maar op 'n stadium was ek baie lus om uit te chicken. En om net 'n ander teks te kry wat makliker is. Op 'n manier is die teks se boodskap baie eenvoudig. Half klisjé-agtig. Ja, ander kan die donkerte is dit lig. Môre gaan die son weer skyn. En as predikant het ek destyds geleer, dit is nie iets wat jy vir iemand kan sê met wie dit sleg gaan. Van dan maak dit op 'n manier hoop goedkoop. Dit is waar, die son gaan môre weer skyn. Ja, ander kant hierdie onder lê daar weer 'n beter tyd, maar wanneer jy jouself in die donker tyd vind, dan help dit nie altyd nie, en dan voel dit altyd soos goedkoop raad as iemand vir jou sê, maar die son gaan môre weer skyn. Al is dit waar. En dit was al my probleem met hierdie teks, maar as 'n mens dan die res van die hoofstuk gaan lees, dan sal mens sien Jeremia self met hierdie vraag geworstel. Hy gaan lees asseblief die res van die hoofstuk. Eers het hy die lang gebed, wat eintlik van die Here vra, maar Here, ek het nou 17 sukkels gespandeer op 'n stuk grond, maar wat is die sin daarvan? Dit maak nie sin nie. Ek gaan dit nooit daarop kan werk nie. En hy som alles op wat God vir Israel gedoen het, en dan antwoord God vir Jeremia, en mens hoor hoe God sy hart uitstort, hoe hy vir Jeremia sê, ja Jeremia, ek was so opgewonde oor hierdie volk, ek was so opgewonde oor my verhouding wat ek met die volk gehad het, maar julle rug op my gedraai, en ek het geen ander keuse as om oor te begin nie, en ander kan die oor begin, gaan daar weer geboer word, gaan daar weer geleef word in hierdie land. En as 'n mens die hele hoofstuk lees, dan besef jy, maar dit is nie goedkoop hoop nie. Dit is die hoop wat uit hierdie krisis gebore word, en dit is nie oppervlakkige hoop nie, dit is hoop wat getemper is deur die ervaring van swaar kry. Dit is nie net 'n klisjé nie. Ja, ons lewe, ons wêreld, hoeveel jaar preek ek nou al hier in die gemeente? Vandat ek hier preek, gaan die wêreld net agteruit. Maar okay, dit is nou die hele skuld nie, maar dit is, ek weet ons eie land, ons weet wat fout is in ons eie land, ons is half daarin gewoon, dink ek. En daar is tekens van hoop in ons eie land, op baie gebiede en so aan. Maar as ek na die wêreld kyk, dan die oorlog in Oekraïne, die goed wat in Gaza gebeur, die dreigende oorlog in Europa, soos ek het verstaan, moontlik die einde van demokrasie in Amerika, die oudste demokrasie wat alweer 'n koning wil hê, lyk dit my, dan word die wêreld vir my baie donker. En die vraag is dat ons as gelowiges, ons as volgelinge van Christus, wat is ons roeping in hierdie wêreld? En op 'n manier is die antwoord voor die hand liggend. Ons roeping is om, soos Jeremia, aan die een kant die waarheid te praat,
maar aan die ander kant om ook te getuig oor die hoop wat in ons is en wat in die wêreld is en die hoop wat ons in die evangelie van Jesus Christus hoor. En ons weet hoe Jesus gedink het oor die kerk.